Daar's 'n goeiemôre van my kant af. So lekker om elkeen van julle hier te hê. En ek weet dat volgende woord jou hart sal kom seën. Nou ons is besig in 'n reeks wat ons noem gemerk. Nou Mark by his glory, known by his love, was ons jaartema en het ons in hierdie reeks ingeklim met die hart op disippelskap om vir jou te laat verstaan, vir my te laat verstaan. Hoorie, die Here is hy het jou gemerk met sy liefde, sy krag, sy teenwoordigheid en ons is die draers van daardie goeie hoop en goeie nuus wat in ons is. In die videoetjie wat voor die tyd speel, sê hy ons sodat die lewe van Christus nie net in ons kan woon nie, maar deur ons uitdrukking kan kry, dat ons daagliks gevorm word. En dis waaroor ons vanoggend praat. Ons is gevorm. Ons word elke dag deur allerlei goed gevorm in ons lewe, maar die belangrikste is dat Christus in ons gevorm word en dat ons veel vrug sal dra in ons lewens. Amen. Amen, amen. So maak jou seatbelt vas. Vanoggend praat ons oor die gedagte van gevorm. So wanneer jy gebore word, né, is jy 'n blank slate. Stem julle saam met my. Dis 'n wit A4 bladsy. Jy's skoon. Nou daarso is 'n swart bord. Hy sê clean slate. Nou, daai clean slate moet eintlik nie daar wees nie. Jy's net blank. Okay, nou selfs die Afrikaans wat jy praat, meerderheid van ons is nie gedownload outomaties nie. Jy moet dit aanleer, né? Nou kom ek vertel julle gou vinnig 'n verhaal van my boetie Albert en hulle eerste seun is gebore, ou Samuel, en hulle is toe kry toe 'n werk daarso in Durban in 'n Mamsentouty en toe hy so 2,5 jaar oud is, ek kry moes hulle nou 'n skooltjie vir hom kry. En hulle sit hom daar in 'n skooltjie wat meerderheid swart en natuurlik Indeer is, né? Hy dink hy was een van twee wit kindertjies wat daar so in die skooltjie was, man. En so 'n paar maande later nou raak hy en sy vrou bekommerd want hierdie kind, hy maak net geluide en hy wys net met sy vinger en hulle dog toe is hy doof, is daar iets fout met hom, vat hom spraakterapeut toe. Of allerlei terapeute en die een vrou sê toe, wat 'n skooltjie is hy nou weer? Nee, maar daai skooltjie, sy sê se meerderheid Engels, Afrikaans, nee, hulle praat net Engels daar. Sy sê jou kind is Engels. Begin jy met hom Engels te praat, daar's die probleem opgelos. Hy praat amper vlot al in daai ouderdom se Engels terug en daar kom hulle agter, okay, hierdie kind was nie net gevorm by die huis nie, natuurlik meer TV gekyk as wat hy moes, né? So en tel hy toe Engels op en so toe besluit, okay, mamma gaan van nou af met hom Engels praat en pappa gaan Afrikaans praat. So hy was gevorm deur die omstandighede van sy lewe. Nou die vraag vandag aan jou en my is, wat het jou gevorm? Kan jy gou vinnig teruggaan in jou lewe, net so vinnig dink, wat het jou gevorm? En dan was natuurlik goeie goed, né? Goeie goed en as gevolg van die goeie goed is ons baie selfvertroud in daardie areas van ons lewe. En dan is daar natuurlik goed wat minder lekker was in ons lewe wat gebeur het. Dalk was daar omstandighede wat net soos dramaties vir jou was en dit het minder goeie impak, vorming gebring in jou lewe. Ek was natuurlik was toe 19 jaar oud, toe vat ek my ma se fiets om brood te gaan koop en in daai oomblik het ek gedink die robot is rooi vir die persoon wat aankom en ek ry toe vir hom hy sê dit was groen, maar hy ry my bo van my fiets af. Jy sien net broodsnye deur die lug trek. En daar lê ek in die pad. Nou van toe af as ek nou by 'n robot kom, ek stop 3 keer en kyk 5 keer so voor dit het my lewe gevorm. Okay. En net so in jou lewe is daar goeie goed, slegte goed wat jou gevorm het. En is daar 'n oomblik in jou lewe wat jy wens as jy kon, sou jy wil teruggaan en daai vorming wegvat of verander sodat jy nie daardeur daai onlekker gedeelte van jou lewe moet gaan nie. Toe ons kinders was, het ons marbles gespeel. Wat is die Afrikaanse woord? Albaster. En ons het gespeel. Nou as jy geskiet het, jou albaster so geskiet het en dit was nie 'n goeie skiet nie, het jy geskree orings. Ken julle dit? Ons het gesê orings. Okay, dit beteken jy of hulle nou wil of nie, jy gaan nou 'n orings vat. Jy gaan nou 'n jy gaan haal jou albaster en dan skiet jy weer. Daar's soveel keer in ons lewe wat ons wil sê orings. Ek wil van voor af begin. En in Jeremia 18 sien ons hierdie mooi prentjie waar God by Jeremia kom en sê gaan na die pottebakker se huis. En hy gaan daarso. En toe hy daar kom, is die pottebakker besig om hierdie pot te maak op sy draaiwiel. En daar flop die stuk klei. Julle sien daarso. Tada! Daar is nie 'n baie mooi vormingsproses daar nie, né? En sê die pottebakker, maar dis nie oor en verby nie. En hy vat weer daai stuk klei en hy begin hom weer te brei en hy begin van voor af en hy maak 'n heel pot.
En baie keer voel ons wil graag so 'n oomblik hê waar ons net alles bymekaar weer kan druk en al die onsuiverhede en goed wat gemaak het dat daai stuk klei geflop het, uithaal en sê Here, kom ons begin weer van voor af. Nou ken julle die storie van Benjamin Button. Dis so 'n fiksie storie waar hierdie babietjie gebore word, maar dan lyk hy so verrimpel soos 'n ou mens. So hy het gegroei maar in reverse. So toe hy nou doodgaan toe hy 'n babietjie. Dis so 'n fiksie storie. Nogal 'n mooi bietjie die mekaar, maar as jy wil gaan kyk kom, nie bad nie. Maar ons het nie so oomblikke waar ons kan reverse nie. Ons kan nie van voor af begin nie in ons fisiese liggaam nie. Maar Christus doen vir ons 'n wonderwerk. Christus vat ons na 'n plek wat die dag wanneer jy jou hart vir Jesus Christus gee, is dit daai oorings oomblik in jou lewe. Is dit nie amazing nie? Al die skuld, die skaamte, die seer, sonde, dit kom vat Jesus weg en dan sê hy vir ons, maak hy ons nuut. Hy maak ons nuut, absoluut, alles is nuut. Maar wat ons doen is al daai vormingsjare wat nie noodwendig van die Here af was nie, kom trek ons dan aan as identiteit. En dit ook kom vat die Here. Daai identiteit wat jy aangetrek het, verkeerdelik, kom vat die Here ook op hom. Hy sê, dis nie net jou sonde nie, dis nie net die goed wat jy verkeerd gedoen het nie, maar daai vormingsjare wat nie goed was vir jou nie, dit vat ek ook vir my. En hy hang dit ook aan die kruis. En hoef ek en jy nie meer te identifiseer met die vormingsjare in ons lewe wat nie so lekker was, of wat nie stroop, wat nie in lyn is met God se woord vir ons lewe nie. Die kerk van Korinthe is so 'n voorbeeld. Ons is lekker besig hierdie jaar om in die boek van die Korintiërs in te klim. En is Korintiërs vir ons so 'n voorbeeld waar hierdie gemeente gevorm was deur jare en jare se Hellenisme. Hulle het afgode aanbid en hulle was gevorm deur 'n kultuur van immoraliteit, trots en status. Hulle was gevorm deur verdeeldheid. Daar was hierdie twis want jy weet beter as ek en ek weet beter as jy. En hierdie godsdienstige agtergrond het net hulle lewe kom verwrong, kom onderste bo krap. Maar dan kom Paulus by hulle aan en hy sê, julle het Christus aangeneem. So nou het julle nuut geword. Hoor wat sê die Passion Translation. Hy sê dit verskriklik mooi. Now if anyone is enfolded into Christ. Ek hou van die woord enfolded. Wie van julle bak beskuit? Kom aan op die lig. Ek wil jou ondersteun. Dankie Tannie. Kom sien my. Kom sien my nou die tyd. Oh man. Maar het jy gesien jou ouma of oupa? My oupa en ouma was lief vir bak. Hulle het daai deeg geknie, enfolded. Baie keer het my oupa 'n stukkie donker deeg en 'n wit deegie gevat en so gemeng en sy koek as die koek so gebak het, het dit so gevleg gelyk aan die binnekant. Enfolded. Jy is saam met Christus enfolded, soos 'n goeie stuk deeg. Jy's deurgewerk in hom en hy in jou. Now, if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to the old order has vanished. Behold, everything is fresh and new. Alles, jou goeie, jou slegte, alles het nuut geword in Jesus Christus. Nou sê Paulus vir die kerk in Korinthe, hoorie, al hierdie goed van die verlede, dit maak nie meer saak nie. Jy is nuut geword, jy is nuwe gewoontes wat ek en jy nou kan aanleer in Jesus Christus. Dis disippelskap, om Jesus te volg, is nie om jou verlede te vermy of om jou verlede te ontken nie. Dis nie dit nie. Maar dit is om nie meer langer daardeur geïdentifiseer te word nie, gedefinieer te word nie. Is dit nie amazing nie? Ek hoef nie myself nie meer te definieer met die dinge van die verlede nie. Kolossense in die Mirror Translation sê dit vir my nog mooier. Hy sê, you have been co-raised with Christ. Your life is hidden with Christ in God. Whatever defined you before defines you no more. No more. Christ in whom the fullness of God dwells defines you. Oh, dis amazing. Dis wow. Kan ek net 'n kry van julle af? Dit is beautiful. Come on. Hy definieer my. Sy uitspraak oor my lewe definieer my. Nou hierdie, dit wat ek nou net gesê het, is 'n tema wat julle gereeld hoor en ek weet julle is wel bekend met dit. Maar wat is die effek daarvan in my lewe? Dis great ons hoor al hierdie mooi goeders, maar hoe spoel dit uit in my lewe? Wat is hierdie nuwe lewe? Dit vorm my daagliks. As ek en jy gewillig is om onder die heerskappy van Christus in te klim, dan beteken dit hierdie nuwe waarhede vorm my steeds, soos die pottebakker en die klei. Is hy besig om my en jou te vorm. Okay, ek wil volgende 4 goed vinnig vir jou kom noem wat dit vir my en jou kom doen.
Okay, is julle reg vir dit? Ek gaan uit. Die eerste een is, nuwe lewe vorm my denke. Nuwe lewe vorm my denke. Nou ons gaan baie lees vanoggend, so wees geduldig en lees saam met my, maak aantekeninge, gaan hersien hierdie skrifgedeeltes in die week, herkou dit soos 'n koei aan gras, maak seker, jy verstaan die konteks van hierdie skrifte. Eerste vers is Efesiërs 4 vers 22 tot 25 en ek lees vir julle in die Message vertaling. Hy sê, now, that was not what you learned about Christ. You certainly heard about him, and as his followers, you were taught the truth that is in Jesus. Die waarheid wat jou sal vrymaak, né? Hy sê dan sê hy, so get rid of the old self, which made you live as you used to. The old self was being destroyed by its deceitful desires. Vers 23 sê, your hearts and your minds must be made completely new. Your hearts and your minds must be made completely new. And you must put on the new self. Wat is die new self? Christus. Ek trek Christus aan. Which is created in God's likeness and reveals itself in the true life that is upright and holy. Die Afrikaans sê dit mooi, dat julle vernuwe moet word in die gees van julle denke. En die nuwe mens moet aantrek. Romeine 8 vat dit bietjie verder en hy sê vir ons dat ek en jy leef deur die gees. Ons word nie meer deur die vleeslike begeertes gedryf nie, maar ons leef deur die gees. Wat dit vir my en jou sê, dat alles wat hierso in hierdie breinkapasiteit, die denke van ons daaglikse lewe aangaan, moet ons kom filter deur die krag en werking van die Heilige Gees in jou lewe. Het julle al beleef dat wanneer jy kar ry, dan gaan jou gedagtes dikwels na, ek noem dit mindless occupation, en dan dikwels kom daar goeters op van die verlede, of goed wat jy gesê het gister, dit wat jy en jou man of vrou beleef het met die kinders, en dan voel jy sommer so, jy voel net sleg. En dis juist in daardie oomblik, wanneer jy jou gedagtes moet vasvat, en sê, is dit wat ek nou besig is om te bedink, is dit godly? Is dit wat God oor my droom? Is dit wat God oor my dink? Die Bybel sê mos vir ons in Spreuke, soos 'n man oor homself dink, so is hy. So as ek en jy net toelaat dat ons gedagtes net gaan en dink wat hy wil en ponder oor die goed van gister, dan word ons beïnvloed deur die dinge van gister. En dis nie waar Christus my en jou wil hê nie. Dinge van gister is verby. Die Here kom genees ons en dikwels is daar goed wat Heilige Gees opbring waarmee hy wil kom stoei en werk mee en sê, okay, jy het nodig om te vergewe, jy het nodig om te laat gaan, jy het nodig om jouself te vergewe, sodat jy in hierdie nuwe lewe kan funksioneer en staan. Dis waarom 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat onderwerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van Christus. Dis iets wat Christus nie vir jou kan en vir my kan doen nie. Dis jou gedagtes. Jy moet kies. Kies ek lig of kies ek duisternis? Kies ek lewe of kies ek dood? En in die gedagte wêreld wil God jou kom vra en sê, neem daai onnodige en sieklike gedagtes, kan ek maar sê, gevangene tot die gehoorsaamheid van God se woord. En kom meet dit aan die standaard wat Christus, die nuwe lewe wat Christus vir my en jou kom neersit het. 1 Korintiërs 2 vers 16, jy kan hom neerskryf, hy is nie op die skerm nie, sê wat ons betref, sê hy, ons het die denkwyse van Christus. Die konteks van daardie skrif van 1 Korintiërs 2 vers 16, wat sê ons het die denke van Christus, kom sê vir ons in die, as jy so 'n bietjie gaan navors, sê vir jou, jy het die kapasiteit om in die wysheid en in die krag van Christus se denke te gaan tap. Met ander woorde, om te sê, Here, wat sê u hieroor? Wat sê u oor die gedagtes wat ek nou besig is om te koester? En as jy mooi luister, sal jy hoor, as jy dalk sien nou maar die gedagtes, jy is regtig nie so mooi soos wat jy dink nie. Dan kom meet jy dit aan God se woord. En God se woord sê jy's beautiful. Dit wat Justin nou vir ons kom sê, wat hy ervaar het in sy hart. Sê jy's beautiful, jy's geskape in God se beeld. En jy kom meet dit daaraan en sê hierdie is 'n leuen, dis nie van God af nie. En dan spreek jy daai leuen aan en sê Here, hierdie is nie waar nie. Hierdie is nie van U af nie. Hierdie wat U oor my lewe spreek, dit is die waarheid. Amen. Amen. As jy sukkel met goed in jou lewe wat jy nie van ontslaag kon raak nie, en die duiwel sê vir jou, hoorie, of jou eie gedagtes sê vir jou, jy gaan dit nooit oorkom nie, dan kom meet jy dit weer eens, jy kom sit dit, jy bring dit in jou gedagtes en sê, wat sê God vir my oor hierdie leuen wat ek besig is om te spreek of te dink oor my eie lewe, en kom meet dit aan God se waarheid en sê, ek neem hierdie gedagte gevangene in Jesus naam.
Ek onderwerp dit aan Christus. Amen. Amen. So jou denke word geshape daagliks in God se teenwoordigheid. Die tweede ding is, nuwe lewe vorm die vrug in my lewe. Met ander woorde, my dade, dit wat mense sien, dit wat mense beleef. Vrug is nie iets wat jy maak nie. Dis nie iets wat jy kan voortbring nie, maar dit is iets wat groei van outomaties die plek waar jy is in Christus. Johannes 15 sê, ek is die wynstok, jy is die loot, die rankie, jy's ingeënt in Christus en kan die vrug van die Gees, Galasiërs 5, dis nie 'n pie in the sky nie mense, dis iets wat natuurlik uit my en uit jou groei. Liefde, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, blydskap, vrede, dit is deel van wie jy is. Nee, jy's nie 'n koekemoer wat altyd kwaad is of wat is die kwaai mense onder ons, die van Wyks het ek gehoor. Nee, is staan nie van Wyk, sorry. Ek het nou jy's van probeer kies, ken die mense so plus minus. Okay. Of die Baardenhorsts. Die Kloetes, hulle is nie volgende ons kan van hulle skinder. Nee, jy is nie wat jou ma of jou pa of iemand van jou is. Nee. Jy het die Gees van God in jou. Dit kom dra vrug in jou lewe. Nou sê Jesus vir ons in Johannes 15, bly in my soos ek in julle. Hoekom? Sodat jy vrug kan dra, sodat jy veel vrug kan dra. Hy sê dit vir ons in 'n groter vorm, veel vrug in jou lewe kan dra. Nou my oupa Gawie het so oprit gehad en hy het 'n priel gehad. Nou ons ken drywe as jy daar deur die Kaap ry, nê, as dit hierdie wingerde wat so regop is. Nou my oupa se en ons een by ons huis ook waar ons ingetrek het. Vorige eienaars het 50 jaar daar gebly en hulle het hierdie priel. En hy groei so plat oor ons en in somer is dit lekker skare weer en dan na mors hy net verskriklik. So wie van julle soek 'n wingertjie kom haal hom al by my huis. Ag ek joke. Sy drywe is verskriklik lekker glippertjies. Maar my oupa het so glippertjie wingerd gehad daar in waarna hy sy kar getrek het. En wintermaande sou hy daar ingeklim het met 'n snoeisker. Dan knip hy hom. Hy het hom nie afgeknip nie. Die regte beskrywing is hy het dit teruggesnoei. Okay. So en dan sê my ouma vir hom verskriklik kwaad raak en sê, "Wat doen jy, Gawie?" En dan hy sê, "Man, hierdie ding moet groei. Hy het meer kapasiteit. Hy kan meer vrugte dra. Hy kan beter doen volgende jaar in die somertyd." En dit is presies wat die Here in my en jou lewe kom doen. Ons het ou identiteit wat nog in ons lewe is. Nee, en dan kom Heilige Gees en hy klim in met die snoeisker. Nou, as jy vers 2 lees van Johannes 15, dan sê hy knip af dit wat nie vrug dra nie. Okay? Maar daar's so 'n bietjie bespiegelinge in die Bybel oor wat daai woord in die Grieks beteken. Afknip. En ek gaan nou by die een kom die ander kant van dit. Maar dit beteken nie om soos af te knip en gaan weg en ek het jou nie meer nodig nie. Dis 'n terugsnoei. So as jy 'n loot is hulle praat van 'n oogie. 'n Drywe loot het 'n oogie. En elke jaar het elke oogie die potensiaal om vrug voor te bring. En dan sy oupa gegaan het en gesê, wat van hierdie oogies het beter potensiaal? Gesê, okay, hierdie laaste stukkie, ons gaan hom terugsnoei. Hierdie voorste stukkie het nie baie potensiaal nie. Ander woorde, in ons konteks is ons ou goed wat nie meer daar hoort nie. Dan kom knip hy weg wat nie daar hoort nie. Hoekom? Sodat hy meer vrug kan dra. Hoor wat sê die Passion Translation oor vers 2. Hy sê, "He cares for the branches connected to me, by lifting and propping up the fruitless branches." Baie keer in ons lewe voel ons waardeloos, want ons dra nie die vrug soos 'n ander Christen nie. Ek vloek nog, of ek raak nog kwaad, of ek het die ou habit van nog bietjie te skinder, dis nog 'n sappige skinderstorie is mos lekker, né? Maar dan voel ons, ek sal nooit so goed kan wees nie. Maar luister wat sê vers 2 vir ons in die Passion Translation. Nou in die ou dae, in Jesus se tyd, was die wingerde ook so oor hulle koppe laat groei. Nou sien gou in jou geestesoog, hierso hang 'n loot af. Hy kry nie son nie, hy kry nie lig nie, want hy hang nie onder in die stof, in die woestynstof. En nou kom die tuinier met sy snoeisker en hy dink, nee, jy het potensiaal. Jy kan meer groei as wat jy die onderhang. En dan vat hy daai wingerd, daai loot en hy maak hom vas met 'n stukkie tou en hierso vas en hy buig hom so bietjie daar, is onlekker vir daai takkie, maar hy maak hom vas en hy druk hom, hy vleg hom die bo deur en die bo in.
En dan sê jy, okay, daar's die son, jy gaan lekker son vang hierso en jy gaan groei. Is dit nie die hart van die Vader vir my en jou nie? Partykeer as jy daaronder, jy voel soos die Christen wat jy ondergroei, wat in die stof lê, en sê ja, dis maar wie ek is. Nee, dis nie wie jy is nie. Laat toe dat die tuinier jy kom optel vanoggend, vasmaak aan hom en daarbo sodat jy die son, die lig Christus in jou lewe kan sien skyn, sodat jy vrug kan dra, sodat jy meer vrug kan dra, veel vrug kan dra soos hy. Is dit nie 'n mooi prentjie nie? God loop nie net met 'n sker en klip, nee, jy hoor nie. Dis nie wie hy is nie. Dis nie wie hy is nie. Oupa Gawie, as dit lente geword het, was oupa Gawie weer in daai selfde wingerd met sy aan hy sulke sakke gehang en die voëls kan wegbly, dat hulle nie die vrugte kom pluk nie of kom eet nie. En oupa Gawie het dan op 'n leer geklim en as hy die lote gesien het wat te wild groei, wat nie vrug dra nie, het hy so 'n bietjie nog vir 'n tweede keer weer getrim sodat al die vrugbare sous wat daar so in die wingerd is, daar in die oogies kan ingaan, dat hulle goeie vrug kan dra. Want hy het vasgemaak met cable ties en 'n toukie daar, sodat dit veel vrug kan dra. Dit is ons Vader vir jou, sy hart vir jou en vir my. Hy's nie harsh om te knip soos wat hy wil en te kere te gaan en sê jy hoort nie in my koninkryk nie. Hy sê nee, ek wil jou vaspind, ek wil jou kom vasmaak sodat jy veel vrug kan dra. Nuwe lewe, die derde een, vorm my verhoudings. Nou ek het net een skrif wat ek hier soveel gaan noem. Hy sê in Kolossense 3 vers 12 tot 14, weer eens uit die Message vertaling sê hy, so chosen by God for this new life of love, dress in the wardrobe God picked out for you, compassion, kindness, humility, quiet, strength, discipline, be even-tempered, Ali van Wyks, content with second place, quick to forgive an offense, forgive as quickly and completely as the Master forgave you. And regardless of what else you put on, wear love, marked by His glory, known by His love. Trek dit aan soos 'n suit. Hy sê, it's your basic all-purpose garment. En as ek by die huis kom, is die eerste ding wat waai is hierdie klere, want ek wil gemaklik wees. Maar ek het 'n favourite sweetpakbroek en 'n lekker hempie. Hy het so hier en daar 'n stuk in 'n gaatjie in, lyk soos 'n weeskind, soos my ma sal sê, maar is my gemaklike klere. Dit is liefde. Liefde is daai suit, daai aantrek pakkie wat jy net, dit fit jou net. En dit is wie jy is. Jy is liefde. Jy trek dit aan. It's your basic all-purpose garment. Never be without it. Let the peace of Christ keep you in tune with each other. Let the peace of Christ keep you in tune with each other, in step with each other. Dis wat liefde kom doen. Man, dit oorsien die ou wat jou vinnig kwaad maak. Dit beteken nie ons gaan net laat gaan nie, né? Want daar's love and truth. Grace and truth. So ons gaan mekaar aanvat, maar wanneer ons mekaar aanvat, is dit in liefde. Ons trek daai liefdespakkie aan, sê ek, kom ons drink 'n koffie, kom ons praat oor die dinge wat nie lekker is nie. Kom ons bereik 'n middelpunt. Hoe kom ons mekaar tegemoet kom in die lewe? So as jy en jou vrou nie op 'n lekker plek is nie, gaan trek daai beklei pakkie uit. Hy hoort nie. En wees in jou liefdespakkie. Kom drink 'n koppie koffie saam met jou vrou of jou man of jou kinders en sê kom ons let's talk, kom ons gesels. Maar hou mekaar se handjies vas. Okay. En kyk mekaar diep in die oë en fight in liefde. Okay. Is dit reg? Amen. Nuwe lewe, nommer 4, nuwe lewe vorm my doel. Toe ek en jy nog in ons ou manier van doen was, het ons net vir onsself gelewe, ons eie dinge, ons eie belang op ons hart gedra. Maar hier kom Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15 en sê hy, jy leef nie meer vir jouself nie. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self leef nie, maar in hom. Jy leef nie meer vir jouself nie, ek en jy leef nie meer vir onsself nie, maar ons leef in hom vir almal, om God en mens lief te hê. Dit is God se hart. Ek en jy is geroep vir 'n groter doel as om net vir onsself te leef. Maar wat verhinder, ek het nou die 4 goed genoem, maar wat verhinder hierdie lewe van nuwe, om hierdie nuutheid wat in ons is te lewe? Onbereidwilligheid. Wanneer jy net hardkoppig is. 'n Disipel is van Jesus wat gestagneer het in jou lewe en jy is net eenvoudig hardkoppig en jy sê, Here, nee,
En jy wil net en jy gaan net aan op jou eie trant. In Matteus 9 vers 16 kom Jesus en hy praat oor nuwe wyn in ou wynsakke. En hy sê hierdie twee gaan nie saam nie, want nuwe wyn fermenteer nog, né? En dan gooi hulle daar in die ou wynsakke en ou wynsakke was hard en brittel en was onbeweegbaar. En baie keer in ons lewe is ons soos 'n ou wynsak. Ons is hard en onbeweegbaar. Ons wil nie geshake word en gemove word en gerek word nie. Jesus sê dan bars daai wynsak en dan word albei bederf, die wynsak en die nuwe wyn. Maar hierdie nuwe lewe wat Christus vir ons gebring het, is soos nuwe wyn. Dis vars en is hedendaags en wil God hê dat ek en jy hierdie nuwe lewe wat ek en jy ontvang het in 'n nuwe wynsak moet kom insit. Hierdie vleiskas van ons wil die Here kom nuut maak deur ons die hele tyd te vorm. En wanneer hierdie nuwe wyn in 'n nuwe wynsak is, dan rek hy en strek hy en kan allerlei goed doen en stel homself beskikbaar om die kapasiteit van hierdie nuwe wyn te vat. En wil die God hê dat ek en jy soos 'n nuwe wynsak moet wees, buigbaar en sê Here, wat ook al U wil, gebruik my en kom rek my en strek my in hierdie lewe. Paulus kom moedig ons aan in Romeine 12 vers 1. En dit is 'n baie bekende vers en ek wil dit vir julle in die Message vertaling kom lees. Hy sê, place your life before God. Dis die opskrif. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around, and place it before God as an offering. Embrace what God does for you. It is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to the culture that you fit into without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize that He wants what He wants from you and quickly respond. Wees responsive in jou hart en jou gees. Daar's hierdie mooi skrifgedeelte van Jesaja waar hy in die Message vertaling en dan wil die Here vir hom kom vra, Here, kan ek jou stuur? En dan sy antwoord, Lord, even before you ask, my answer is yes. Here, nog voor jy gevra het, is my antwoord ja. Here, wat ook al U wil hê van my, dit wil ek kom doen. En dan kom hy by die laaste stukkie en sê, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Dis God se hart vir jou. En ek wil hê jy moet kom onthou vandag, wanneer ek en jy 'n oorgawe maak aan God, dan is dit nie omdat hy ons agter die nekpit gryp en sê, jy moet dit doen wat ek van jou verlang nie. Nee, Paulus praat en sê, it's the love of Christ that compels me. Dis die liefde van Christus wat my dring. So dis nie 'n opoffering, sommer maar net nie, maar dis 'n liefdesoorgawe aan God se wil in ons lewe. So, vandag wil ek hierdie boodskap kom oprap en hierdie drie goed, die pottebakker, die tuinier wat kom snoei, die nuwe wynsak, is alles goed. Dit een boodskap in gedagte en dit is vorming. Ek wil jou kom vorm. Ek wil jou kom vorm in die beeld van Christus, sodat ek en jy veel vrug kan dra. Dit gaan nie oor my en jou gemak nie, maar dit gaan daaroor dat Christus sigbaar raak in jou en in my lewe as disippels van Jesus Christus. Johannes 15 vers 8 sê dit so, hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels wees. Veel vrug. Is jy bereid vandag? Dis die vraag wat ek vandag saam met jou wil kom vra. Marius, is jy bereid? Is jy nog steeds bereid om te doen dit wat Vader hart van jou verlang? Nuwe lewe beteken ek groei. Nuwe lewe beteken ek dra vrug. Dis nie iets waarvoor ek moet werk per se nie, maar dis 'n moedwillige, Here, ek wil my kom belyn met hierdie nuwe waarheid in my lewe. Dis disippelskap. Dis om te volg. Sê Here, ek lê die ou dinge van gister neer. Ek hoort nie meer aan my ou natuur nie. Ek hoort nie meer aan die dinge van gister nie. Maar Here, vorm my na die beeld van Christus. Amen. Amen. Ek gaan jou nooi om saam met te staan en ons gaan 'n lied sing en vanoggend, jy ken hom heel moontlik nie. Staan so lank. Jy ken hom heel moontlik nie. Maar lees die woorde saam met my en maak dit jou hart se gebed en sê, Here, ek wil soos 'n nuwe wynsak wees met hierdie nuwe wyn in. Wat as hy gesqueeze word, dat die vrug van die Gees net sal uitloop en mense se lewens kom vul en aansterk. Amen. Amen. Sing dit saam met my.